Welkom Doxedayo, is julle excited om hier te wees? Sê vir jou langs, jy het die beste keuse gemaak vanaand. Ek wil net sê ek ook, want een van my pelle stuur vir my 5 uur 'n boodskap, toe vra hy vir my, gaan jy kom braai? Toe vra ek vir hom, gaan jy kerk toe kom? Ek dink hy het vergeet vanaand is kerk, maar dit is so lekker om hier te wees vanaand en ek wil net sê, al die mans, ek hoop jy het jou vrou bederf vandag op Vrouedag, want anders het jy nie 'n vakansiedag môre nie. In die week ry ons en op pad skool toe en ek sê vir my seun, onthou hierdie naweek is 'n lang naweek en hy sê vir my, ja, wat se dag is dit? Ek sê Sondag is Vrouedag. Hy sê pappa, dit was nou die dag Vrouedag. Ek sê ja, hulle het baie dae, dit was Moedersdag en hierdie is Vrouedag. Hy kyk my so, hy sê, dis lekker, né? Toe sê ek, moenie worry nie, ons het 'n voordeel, Maandag is net 'n vakansiedag. So ek het vandag vir my vrou gesê, onthou nou, vandag is Vrouedag, môre is net 'n vakansiedag. So mans, jy kan môre doen wat jy wil. Dis veronderstel om almal te wees vir al die getroude mans, maar okay. Maar ons begin vanaand met ons inleiding oor ons campaign wat opkom. Hierdie tyd van die jaar, elke jaar, het ons fokus ons vir 6 weke op 'n campaign van die jaar tema en waarvoor die Here ons wil roep. En hierdie jaar is ons tema Labour to Legacy, 40 dae op 'n ontdekkingsreis om jou roeping te ontdek. En dis waaroor dit gaan. Ons wil jou help om jou roeping te ontdek. En daar's soveel mense wat onseker is van, wat doen ek met my lewe? Want ons is gehoor, ons is grootgemaak, gaan studeer dit, of gaan doen net dit, gaan werk net, kry net lewe, dis gratis, gaan doen net iets. En dan gaan doen ons iets, en dan halfpad in die lewe, dan kom ons agter, maar ons is eintlik ontevrede met dit wat ons doen. Of ons is onseker, en dis waarvoor hierdie reeks gaan, en ons wil jou graag kom help om vir die volgende 40 dae saam met ons te journey. Dit gaan amazing wees, en Labour to Legacy gaan oor my werksplek. Nou werksplek is nie net vir mense wat geld verdien nie. Werksplek kan jy sien as 'n student, as die universiteit of die college, of as jy 'n skoolier is, die skool, of as jy 'n ma is hier vandag, kan jy die ma wees wat sê, ek weet, ek is 'n huisma, maar ek is eintlik 'n house executive, en ek is besig om seker te maak alles loop in plek, want ek weet wat dit is, as mamma besluit, sy gaan vir 'n week weg. Dan bel ek my ma, sy kom help. So as jy gewonder het wat jy doen met 'n lewe, there's purpose. Vir elkeen van ons wat hierso sit, daar is 'n doel agter dit wat jy doen. En dis die great ding hoekom ons oor hierdie praat, Labour to Legacy, 40 days of discovering your calling. En hierdie begin eintlik in ons naam, dit wat Doxedayo verstaan. Doxedayo beteken die heerlikheid van God, nê? En Habakuk 2 vers 14 sê die volgende, dit sê, want die aarde sal vol word met die heerlikheid, met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die water die seebodem bedek. Dat God het jou en my geroep om 'n invloed uit te kan oefen. God het jou in staat gestel om die heerlikheid van wat hy vir ons gegee het, dat ons sy heerlikheid draers mag wees. En daai woord, die heerlikheid wat daar gebruik word, wanneer hy praat oor die kerk, hy praat van ons as Christene, as mense wat in verhouding met hom staan, praat hy van die ekklesia. Hy praat, dit is 2 goed wat hy daarvan praat, 2 Griekse woorde wat hy sê, die praat van, jy's geroep vanuit. Jy's geroep vanuit jou posisie, jy's geroep vanuit jou werksplek, jy is geroep vanuit 'n studentelewe of vanuit 'n tienerlewe waar jy nog steeds 'n skoolier is. Jy is geroep vanuit dit. En dis hoekom ons vas kan staan om te besef, waarmee is ek besig met my lewe? Is ek besig om God se wil vir my lewe te vervul? Is ek besig om 'n gelukkige lewe te kan leef? Is ek besig om te kan sien wat God in my lewe heel eerstens kom doen en ook deur my lewe kom doen? En hoor wat sê Kolossense hoofstuk 1 vers 15 tot 20. Dit sê die seun, praat van Jesus Christus, die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. Dit is alles. Letterlik alles, hy is verhewe bo alles, tot die kerk gebou, tot ons roeping, tot wat ook al ons doen, hy is verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is. So
So dit beteken jy ook. God het alles deur hom geskep. Hy sê alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, magbehebbers, gesagvoerders, alles is deur hom, vir hom geskep, voor alles was hy daar en deur hom bly alles in stand. So dit beteken, as jy so sukkel met daai taak wat jy moet afhandel, as jy sukkel met wiskunde, en jy kry nie daai som onder die knie, en jy voel, hoe op aarde het hierdie bose mag in my lewe ingekom? Dis nie boos nie, okay? En al die onderwysers, ons baie lief vir al die wiskunde onderwysers. Alles, tot wiskunde het die Here geskape. Alles. As jy daai boek oopmaak en jy besef, hier's nog 'n lang pad vir my om te werk, dan besef jy, dit is God se doel. Hy het dit vir my gedoen. En daardeur leef ons alles, so wanneer alles so geskape is, en as jy die woordjie alles gaan opbreek, en jy gaan kyk dit in die oorspronklike taal, dan word die woordjie alles vertaal na alles, wat letterlik beteken alles. Dit is diep. As jy gewonder het wat alles beteken, dit beteken alles wat jy kan aan dink, alles. Tot die girl wat jy van hou, sy ook. Die ouetjie wat jy van hou, ek weet jy twyfel, maar hy is ook geskaap in die Here, so koninkryk. Ek wil 'n vraag vra. Hoeveel van julle is so, jy weet, georganiseerd, dat jy partykeer, jy weet, jy's al by die werk, en vir al die ouens wat werk, en dan voel jy eers, want jy is so georganiseer, jy weet, okay, ek moet 4:30 loop, en dan pak jy goed op, hier teen 4:15, hoeveel van julle doen dit? Okay, dis nie jou geleentheid om jou hand op te steek. Okay, steek op jou hand. Rochelle, ek is so bly. As julle gewonder het, Rochelle werk vir die kerk. Steek op jou hand, jy wat dit doen. Okay. Jy is besig om te steel. Jy word betaal tot 1:30 nie tot 15:15 nie. So jy kan nie, Rochelle, hierdie maand kry jy minder pay, nou weet ek, gaan aftrek, 15 minute, se 1 uur en 'n half, gaan hom aftrek. Ouens, ons is geskape om die voorbeeld te kan wees. God het ons in staat gestel, en daardeur sê hy, alles wat ons gedoen het, alles wat ons bekom het. Inteendeel, Paulus skryf dit so in die Nuwe Testament ook, dan sê hy, dat God noem ons medeburgers, hy noem ons co-workers, co-laborers, mense wat geroep is, ons is vennote saam met hom, in dit waarvoor God ons geroep het, en daardeur het ek en jy 'n verantwoordelikheid, ons leef ons roeping uit, nie net hier by die kerk, wanneer ons by die deur staan en smile en vir almal vriendelik verwelkom, of jou talente op die stage uitoefen, of wat ook al jy doen nie, wat ook al jy doen, is jy besig om te werk, en jy doen dit, omdat jy eer en heerliking na God se naam te wil bring. Dit was 'n goeie plek om amen te sê, as jy nou nie skuldig voel nie. Hoor net hierdie, navorsing bewys die volgende, bewys dat 80% van mense is ongelukkig met hulle werk. 80%. Okay? Ons is die 20%. 80% is aan Ferry Glen campus. Julle kan hierdie deel uitsny, nee. Wall Street Journal sê die volgende, 50% executives are unhappy at work. Bill Hendricks het gesê 50% van Christene are dissatisfied with their work. 50%. Julle kan nou maar ching chong cha, is dit daai deel van die auditorium of hierdie deel? Dink net vir 'n oomblik daaraan. Christene, nie mense wat nie die Here ken nie. So wat dit eintlik vir my sê is, Christene vind min waarde in hulle werk en verstaan nie hoekom hulle werk nie. Dalk is die een dryfkrag wat jy groot geword het is, jy moet geld maak, jy gaan werk sodat jy kan geld maak. Ek onthou toe ek na my pa toe stap met my aansoek vir om diensjaar toe te gaan, toe sê ek vir my pa, ek moet net vir jou sê,
ek beleef die Here roep my en dis wat ek wil gaan doen volgende jaar en ek wil in bediening gaan. Toe kyk my pa my so te sê vir my boeta, jy gaan nie geld maak nie. Hy was reg. Want ek wil graag 'n vliegtuigingenieur geword het, maar op die einde van die dag, weet jy wat, as ek vandag terugdink, dis dan nie een oomblik wat ek verlang na dit wat ek wou word nie, maar ek is besig om God se plan vir my lewe uit te. Inteendeel, ek werk nie vir 'n dag in my lewe nie. Dis lekker. Ek hang in koffieshops uit. Ek kom hier op die verhoog en dan preek ek en nou is daar klomp van julle wat offerande in 'n boks gooi. Amazing. Maar ek is besig om jou lewe te beïnvloed omdat God my lewe beïnvloed het. Ek is besig om nie op te pak 15 minute voordat ek moet gaan nie. Ek is so bly. Nog steeds lief vir jou. Jy is gefire. Nee, grappie. Ons doen dit van die dryfkrag. Dis wat Christene baie keer doen. Ons dryf is baie keer die geld wat agter dit kom. Ons dryf is die primêre dryf is die finansies. Kan ek net dit gou vir julle sê? Ek onthou as 'n jeugwerker toe beland ek by 'n kerk. Dit was nie 'n Doksrey kerk en ek beland en ek doen my prakties by die kerk en ek onthou ek het min verdien. As ek sê min, kan ek nie vir julle sê nie, julle gaan my jammer kry, maar verskriklik min. Ek het letterlik die Here vertrou, Here asseblief, môre stap ek as jy nie 'n plan maak nie. En dan partykeer voel ek die Here het my gedrop, dan moet ek letterlik stap. Want ons het geen petrol vir my brompo nie. Te skooter gehad. En ek onthou eendag, toe dreig die pastoor my met my salaris. Toe sê hy vir my, onthou net wie betaal jou salaris. Jy sal doen wat ek vir jou sê. Jy beter, kyk ek vir hom so, toe sê ek, pastoor, ek wil net sê, as jy my dreig met my salaris, ek kan meer geld maak om tweedehandse karre te gaan verkoop, as om vir jou te werk. Ek werk nie vir jou nie. Ek is geroep, en ek werk vir hom. Ek is geroep, en dit wat ek vandag doen, het gaan nie oor die geld nie. Dit wat ek doen, gaan glad nie daaroor nie. Needless to say, 'n maand later toe bedank ek. Weet jy hoekom? Want daar was 'n dryf in my. Toe ek gesê, dit gaan nie oor die geld nie. Christene, ons moet ophou die geld sien as 'n middel tot 'n doel. Ons moet ophou sien dat die geld die dryf is agter alles. Maar God roep jou, dit is heel eerste hy wat ons roep. En as jy dit verstaan, dan besef jy hoe amazing God eintlik is. Inteendeel, in die Nuwe Testament gaan lees jy veral die 4 evangelies, dan kom jy agter Jesus Christus se bediening was gefokus op die werksplek. Hoor na hierdie statistieke, 132 publieke bedieninge, was net 10 van dit nie by die werksplek nie. Net 10. Het 10 in die kerk plaasgevind. Net 10, so 122 kere het Jesus in die werksplek, universiteit of by die skool, oor waar ook al hy was, het hy die evangelie met mense bedien. So sê dit vir my iets van dit. 45 van die 52 gelykenisse het in die konteks van 'n werksplek afgespeel. In die markplek, daar waar mense was, nie in die kerk nie. Van die 40 bonatuurlike goddelike belewennisse in Handelinge was 39 daarvan in die werksplek. So wat sê dit vir ons? Dit sê eintlik dat die werksplek eintlik dan vir ons belangrik is. Hallo? Dit raak aansienlik stil. So dit beteken God het jou geroep waar jy is. God het werk geskape. God het werk gemaak. Baie van ons voel, maar dit is die sondeval, het saam met werk gekom. Kan ek net vir jou sê, dit was nie die sondeval nie. Inteendeel, werk was geskape voor die sondeval. Moet ek vir jou wys, lees saam met my, Genesis hoofstuk 1 vers 28. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar. Hier sit ons. Dis die bewys. Okay?
Hier is nou tipies, werk aan jou huwelik, dit is deel daarvan. Word baie, dis waar. Bewoon die aarde en bewerk dit. So God skape vir Adam en vir Eva, en hier is hulle, en God sê, ag lekker, nou kan jy maar lekker met jou speedo hier so op die see kom, op die beach sit, en jy kan in jou bikini, net nie 'n stukkie nie, maar 'n bikini, jy kan hier kom sit en alles gaan goed gaan, en geniet maar net die lewe. En ons dink, dis hoe die lewe gaan. Maar dit is eintlik nie dit nie. God sê, bewerk die aarde, laat jou roeping na vore kom. Ek het jou geroep. En dan hoor ons in hoofstuk 2 sê, en toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden aangestel om dit te bewerk. Hierdie was voor die sondeval. Dit was voordat Satan aan die prentjie gekom het. En wat doen God? Hy sê, bewerk en bewaak dit. Dis amazing, en ek gaan nou vir jou wys, maar dis amazing, dat daai woordjie wat daar gebruik word, bewerk, en oral, veral in die Ou Testament, oral word daai woord eintlik inteendeel so amazing gebruik. Dis die Hebreëse woord wat die volgende sê. Dit sê eintlik, dis die woord bewerk en werk is dieselfde woord in die Ou Testament in Hebreërs wat gebruik word vir ander definisies. In the Bible, avodah is a Hebrew word that means work, worship, and service. But it's the same thing. It means hundreds of times in the Old Testament, the root verb for avad means to labor or to serve. So dit beteken, wat ook al ek doen, is ek eintlik besig om God te aanbid. Dink daaraan. As ons jou vra om mense by die deur te groet, as ons jou vra om stoele te pak, as ons jou vra om die parkering te doen, as mense jou by die werk vra, as jy, wat ook al jy doen met jou lewe, as jy by die huis op duty is, en jy met daai dingetjie gebruik, wat so oop en toe maak, en as ek 'n landmyne op die gras wat jy moet optel, doen dit tot eer en heerliking van God se naam. Alles wat jy doen, as jy daai skoolgoed was en moet inpak, dis nou vir die ouens wat op die heights bly. Vir die res van julle, gebruik jou hande. Alles wat ons doen ons, hoekom? Want dit is aanbidding. Dis dieselfde woord, work, worship en service. Dis dieselfde woord, dieselfde kernwoord, wat sê ek aanbid die Here. Maar wat doen ons as Christene? Ons dink, wanneer ek kerk toe kom, en my hande in die lug opsteek, en hard sing, dat ander my kan hoor hoe vals ek is, en ek kan sekere Bybelversies oor opquote, en sê, en ek aanbid die Here, dan dink ons dit alleen is worship. Alles wat jy doen, of jy nou werk, en of jy by die kerk jou hande in die lug opsteek, of jy jou talente uitleef op die verhoog, that is worship. Dis wat die Here wil hê. So ons hele lewe is 'n lewe van aanbidding. Alles wat jy doen. Dis 'n lewe wat jy God kan aanbid. Dis dieselfde woord. 'n Bybelversie wat ons baie keer op ons yskaste neersit, Joshua, wat die volgende sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Halleluja. Is die woord dien wat daar gebruik word, net om jou hart vir die Here te gee en Sondag kerk toe te kom, en deur die week by 'n klein groepie aan te sluit, en nou en dan vir 'n ou by die robot 'n geldjie te gee, is dit wat daai woordjie van praat? Nee, daai woordjie praat van my hele lewe. Alles wat ek doen, doen ek tot eer en heerliking van sy naam. Alles wat ek doen. Ek in my huis sal die Here dien. Werk is aanbidding. Paulus sê dit in 1 Tessalonisense 4 vers 11 tot 12. Hy sê, maar ons vermaan julle. So wat hy eintlik, die woord vermaan sê nie, ag broers, ek vermaan julle. Hy's eintlik ferm met hulle. Hy sê, broers, come on man. Hoe kan dit wees dat ons sulke mense is? Kan ons nie anders begin lewe nie? Come on, kry net lewe.
kom ons doen iets. Ons is geroep, maar ons lyk dieselfde. Ons is geroep en nog steeds steel ons pypeklous by die werk. Nog steeds vat ons die penne by die werk en partykeer sommer hier by die kerk. Hy sê, come on, broers en susters, moenie lekker lag al die susters. Praat met julle ook. Om oorvloedig te wees en julle eer in te stel, om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle hande te wat? Te werk. Om God te aanbid met alles wat ons het. Wanneer hy sê om met jou hande God te aanbid, is dit nie net, jy weet, hande in die lug opsteek en om, nee. Dit gaan oor waarmee is jy besig? Waarmee is ek besig? Wat doen ek? Want werk is goed. Werk asof vir die Here en vir niemand anders nie. Efesiërs 6 vers 7 sê, doen julle werk entoesiasties, passievol, met ywer, asof julle dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word nie, so in mense se guns te kom nie. Werk so slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Doen dit. Ek onthou toe ek in standaard 9 was, toe gee ek my hart vir die Here. En daar het iets gebeur, wat ek nie eens besef het dit gebeur nie. Ek sê maar toevallig. Ek gedink, agterna. Maar eendag toe kom my ma by die huis, toe sê sy vir my, waar is my kind? Wat het jy gedoen met hom? Toe dog ek, jy sê Tannie, waarmee is jy besig? Selfde ou, eet nog steeds baie, waarmee is jy besig? Toe sê sy vir my, waar is my kind en wat het jy met hom gedoen? Toe sê ek, dis ek. Sy sê, Helen, ek weet nie wat het met jou gebeur nie. Ek weet jy het jou haar vir die Here gegee, ek weet jy is gedoop, maar ek het jou nog nooit gesien huiswerk uit jou eie uit doen nie. Ek het jou nog nooit gesien leer vir eksamen uit jou eie uit. Ek moes altyd raas. En sy kon ongelukkig nie die wifi password verander daai tyd nie, want daar was nie. Maar toe sy dit vir my sê, toe besef ek, wow, ek moet lewe. Die message paraphrase sê die volgende oor daai skrif sê, do your work as slaves cheerfully, may be rendered as you work as slaves, be happy, or while you work as slaves, have a happy heart. Hoeveel van julle voel soos 'n slaaf as jy wiskunde moet doen? Jy gaan weer wiskunde doen as jy kinders kry. So maak nou vrede. Dan voel jy eers soos 'n slaaf. Vanaf verstaan jy niks nie. En maak seker jy en die wiskunde onderwyser van jou kind se skool is pelle. Een keer 'n jaar stuur vir hom maar vir jou verjaarsdag geskenk. Want jy gaan hom nodig hê. Ek weet, ondervinding. Die Passion Paraphrase sê, always do what is right and not only when others are watching. Pastoor, kyk, ek dra die stoele. Alles tot eer van die Here. Hallo pastoor, ek is hier by Street Store. 'n Bietjie klere uitdeel vir mense. #StreetStore. Hallo? Praat ek met die regte krag? Social media het ons so gekondisioneer dat alles wat ons doen, tot wat jy eet. Oepsie, sal nou eet. Is ek reg? Hoor dit raak stil. Al die volwasse mense sit daar en dink, Helen, preek broer, preek. At hulle hoor. So hoekom doen ons om mense se herkenning te kry? 'n like. Hoekom kan ons dit nie doen? Omdat voordat God hierdie grondlegging van hierdie aarde gemaak het, het hy alreeds aan jou gedink en gesê, jy is uitgekies, ek ken jou by jou naam, ek ken elke haar op jou kop, en ek weet wat ek in store het van jou.
Inteendeel, hy sê, ek is trots op jou. Hoekom doen ons dit nie vir hom nie? Want hy kyk tog. Alles wat ons doen, Here, U kyk. Werk is heilig en dis hoekom God dit vir ons gedoen het. Genesis 2 vers 15. Toe die Here vir die mens geneem en hom in die tuin gestel en gesê, bewerk dit, avoda, aanbid my met dit wat jy doen. So alles wat ons doen, alles, doen ons tot eer en heerliking van sy naam. Weet hoeveel keer kom mense na my toe en sê vir my, Helen, ek wil net vir jou sê, bid asseblief vir my, jy weet, ek is die enigste Christen daar by die kerk, by die werk, en dit gaan maar taaf daar, jy weet, daar is klomp goddeloose mense. Jy weet jy wat doen ek? Ek sê vir hulle, dis reg, kom ons bid. En ek bid regtig vir jou. Maar bid Helen, dat ek 'n ander werker, sê ek, wag, kom ons bid gou eers. En dan besluit jy na my gebed of het gewerk het of nie. Van my gebed is soos hierdie. Here, ek bid vir my broer of my suster. Ek bid dat U nie vir hulle uit hierdie plek uit wegneem nie, maar hou hulle hier. God het jou daar geplaas. Moenie 15 minute voor die tyd loop nie. Moenie die paperclip steel nie. Moenie jou oor tyd vra in kontant nie. Moenie die belastingman ontduik nie. Ons werk anders, want alles wat ons doen, is tot eer en verheerliking van sy naam. Weet jy wat die amazing deel? Dis twee plekke. Die eerste deel is in Lukas toe, dan sê die Bybel, en Jesus Christus het groot geword in wysheid en in statuur. En dan gebruik die Bybel die volgende, en het guns gekry by die mens en by God. Dan hoor ons in die kerk, in Handeling hoofstuk 2, hier later, dan sê dit, na die Heilige Gees op die volk gekom het, die Christene sê dit, en die volk het guns gehad by die mense. Sal dit nie amazing wees, as iemand weet, ek wil hier werk, want jy werk daar. Maak nie saak wat ek betaal word nie, maak nie saak hoe hulle my hanteer nie, ek weet, ek het 'n warrior in Christus, en jy is die persoon wat ons gaan saam hier deurdra. Ons gaan saam bid, God gaan hierdie omstandighede verander. Here, ek bid, gaan kyk Josef se lewe, toe Josef in die paleis beland, het Josef, sê die Bybel die volgende, en ons gaan dit later weer deel, sê die Bybel die volgende, en nie Farao nie, Potifar was geseënd as gevolg van Josef. Nie as gevolg van homself nie. Imagine jou baas word geseën as gevolg van jou. En jy sê vir een oomblik jaloers nie. Imagine jy kom op 'n plek waar jy kan sê, Here, ek weet dat ek wil U so kan vertrou, dat ek altyd bereid sal wees, dat U hand in my beursie kan sit om ander te seën. Imagine ons leef met 'n ander lewe van alles wat ek doen ek tot eer en verheerliking van sy naam. 1 Korintiërs 10 vers 31. Hy sê, of julle dan nou eet, of drink, of enigiets doen dit in die naam van social media. Doen dit om 'n like te kry. Doen dit om 'n follower te kry. Doen dit dat ander mense kan sien. Hy sê nee, hy sê doen alles tot eer en verheerliking van God. So werk is nie 'n vloek nie. Om te studeer, om 'n professionele kundige te word in jou beroep, dis 'n seën van die Here af. En kom ons begin dit te vat en te sê, Here, ek doen hierdie, want hierdie is eintlik een massive blessing. En ek wil jou kom challenge daarmee. Dat jy vandag saam met ons op hierdie journey sal gaan en sê, ek wil saam op hierdie reis gaan om my roeping te ontdek, en dalk wil die Here iets deur jou kom doen daar waar jy is. Dalk is jy vandag hier en jy's in die regsafdeling en die Here wil jou gebruik. Want ons weet, daar's baie prokureurs. Maar die Here wil jou gebruik as 'n prokureur wat eer en heerlikheid na sy naam toe sal bring.
dalk is jy hier so as 'n besigheidsman en jy sê, weet jy wat, dit is nog altyd oor my gegaan. Maar dalk is jy anders en Here, U gebruik my en my besigheid om die werkloosheidssyfer aan te spreek in hierdie land. Nie om my hongersnood aan te spreek. Here, dalk wil Here jou gebruik as 'n student en dalk is daar hierdie een ding wat net jy gaan raak sien. As 'n ingenieur en jy het hierdie ding in jou hart wat jy dalk iets wil patenteer eendag en die Here sê go for it want jy gaan 'n behoefte aanspreek wat mense se lewe gaan verander. Dalk sit jy hierso vandag en jy sê, Llewellyn, waar ek huidiglik is, ek is so ontevrede. Daai 50% dis wie ek is. Dalk is jy as ma hierso en jou kinders is nou uit die huis uit. En jy voel, purposeloos. Vir wie ry ek nou rond? Vir wie pak ek nou 'n broodjie? Vir wie kan ek nou iets beteken? Here, wat gaan U deur my nou doen? Van die Here roep jou om jou werksplek, jou werksomgewing te sien as aanbidding. En in die volgende paar weke gaan ons fokus op heel eerstens dat dit is 'n seën van die Here af. Werk is 'n seën. Ons gaan fokus op daar's krag in werk. Ons gaan fokus op daar's vreugde in werk. Ons gaan fokus op the soul of work, die sielsdimensie van werk. En ons gaan fokus dat werk is 'n invloed. Want Here, when I labor, I do it all because of you and the legacy that I want to leave behind is all about Jesus Christ and not about me. En so ek wil jou uitnooi om dit te kan sien. Maar daar is nog iemand wat hierso sit. Wat dalk vandag hierso sit en jy's of tussen werke of jy's werkloos en dit voel vir jou of deure nie oop gaan nie. Vra die Here, terwyl ek in hierdie posisie is, wat se roeping moet ek nou uitleef? Because I don't want to be in survival mode. Ek wil nie net oorleef, maar ek wil iets beteken. Wat moet ek doen? Wat kan ek doen? En die Here wil jou gebruik. Elkeen van ons. En alles wat ons doen ons tot eer en verheerliking van sy naam. Amen. So ek wil voordat ek nou na die praktiese deel boek, wil ek vanaand jou kom oproep. En vir jou vra, wil jy nie vanaand saam met my staan en sê, Here, ek gaan vandag kies ek. Of ek nou werk en werkloos is, of ek 'n student is, 'n skoolier, of ek 'n house executive is, wat ook al ek doen. Ek kies vandag om nie die statistieke, om nie deel van daai statistieke te wees nie. Maar ek kies vandag om U te aanbid met alles in my lewe. As jy daai persoon is vanaand, staan saam met my. Ek kies vandag met die pad te stap. So as jy staan, steek op jou hande. In 'n oorgawe, Here, ek kom gee oor. It's no longer I. Hierdie is nie 'n curse nie, dis 'n seën van die Here. En so Vader, vanaand kom bid ek dit oor elkeen se lewe. Die van hulle wat aanlyn ook kyk, Here, bid ek vanaand. Mag ons regtig ons harte verander, ons lewe verander om te kan besef dat U roep ons vir 'n tyd en 'n plek soos vandag. Ons is die generasie en die generasies wat in hierdie tyd leef met integriteit, met passie, met opwindendheid, met entoesiasme. Lord, Here, dat ons elke ding, ons is so entoesiasties sal wees, want ons weet, ons aanbid U met alles wat ons doen. Ek seën elkeen vanaand in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons almal sê, Amen.